Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons so kon vereenselwig met die lese en die lied wat hierdie pelgrims nou gesing het. En ons wil net wees, Here, holiness unto the Lord. Here, gee nie om wat die wêreld sê nie, ons het gister geluister na daai soldaat, ek kan nie hier uitgekoop word nie, ek kan nie hier verlok word nie, ek kan nie hier uitgepraat word nie. Ons het ons keuse gemaak, ons het ons voete gesit op die grond van heilig aan die Here. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid nou, wat ons kan saam wees, rondom die woord, afronding van hierdie kort reeksie wat ons mee besig is. Ons wil so baie nog deel, maar Here, gee vir ons groot genade om nou in hierdie tyd wat oor is, die woord so te bring, dat ons hier weg sal gaan en weet, Here, ons is geroep om staande te bly teen die liste van die duiwel. En Here, soos ek gelees het vanmôre die woord, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek lees vanoggend in die woord, ek is in Psalms besig in my stilte tyd, en ek kom op hierdie woorde af waar die psalmis skrywe, ek dink is die kinders van Korag, as ek dit nie mis het, hulle sê, en as die koning jou skoonheid begeer, want hy is jou Heer, buig jou dan voor hom neer. Die Here het in hierdie konferensie al soveel skoonheid gewerk in ons harte, in ons lewens, en ek vertrou dit is so, dat u vanmôre, as die Here sê, en as die koning jou skoonheid begeer, buig jou dan voor hom neer, moenie terughou nie. Hy wil daai skoonheid gebruik. Is wonderlik dat die Here sê, hy begeer die skoonheid wat hy in jou lewe gewerk het, om vir hom diensbaar te wees. Ons het nou al 'n lekker pad gestap, saam met die soldaat, en ons weerbaarheid in hierdie lewe saam met ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons het besluit, ons gaan oorlogsverklarings doen, ons gaan nie terugdeins nie. En u hoef nie te sê, ek gaan nou nie my vooruit doen, maar u staan vas en u sê, ek doen wat die Here vir my sê om te doen. Dit was die eerste boodskap. Toe kyk ons na die vyand en met wie het ons te doen. En nou ja, en die ding het nou in my hart ingekom terwyl ek hier agter sit. Ons het gister juis gekyk na 2 maste wat die vyand dadelik op sal konsentreer om te vernietig, en ons het hulle name gegee, die mas van gebed en die woord. Goed, nou ek wil u vra vanmôre, ek wil dit so illustreer, wanneer ons daar in die veld sit, as 'n peloton en ons moet kontak maak met die hoofkantoor, dan vra ons vir die radioman, maak vir ons kontak. En hy sit sy radio aan en hy hoor, nee, bravo, Delta, as julle daar. Ja, ons moet iets kyk, hier's drade ergens los en ons begin soek. En hy sê, kom ons probeer weer, bravo, Delta, as julle daar. Ons kan niks hoor nie. En so het u in hierdie konferensie ingekom. U sê, wanneer ek bid, dan voel ek bid teen die plafon vas. U hoor niks. Here, nou moet ek die fout soek. Here, skud bietjie my man uit, miskien is hy die probleem. Kom ons probeer weer. Ek bid. Dis nog nie reg. Here, miskien is dit by omstandighede daar by die werk wat die probleem is. En Here, u moet iets doen rondom dit. Kom ons probeer weer, ons bid. En u kom op die konferensie. En die Here praat met u. En u maak u hart oop vir die volheid van die Gees. En een oggend hier in die kamer, is jy op die knie en jy sê, ag nee, net nie weer teen die plafon vas. En jy vra, Hemelse Vader, en jy hoor van ander kant af, ja my kind, hoekom het dit so verander? Jou hart het verander. Die telekommunikasie mas is herstel van 'n skoon hart
maak dat die lyne oop is hemel toe. Daar's nie meer 'n wat plaag jou lewe nie. Here, dis nie my man nie, dis nie my omstandighede nie. Dit was in my eie hart wat die probleem gelê het. So ek vertrou die kommunikasiekanale is oop en dat ons kan uitgaan en ons kan goeie kontak hê met ons hemelse bevelvoerder, die hoofkantoor en dat ons kan aangaan. Nou ons kom vanoggend by die laaste boodskap. Ek moet sê, dit moes nie die laaste boodskap wees nie, maar daar's nie nog geleenthede nie, so ek moet nie die laaste boodskap maak. En ek gaan u nooi na een van die kosbare boeke. Al die boeke in die Bybel is kosbaar, maar daar's van hulle wat uitstaan. En Efesiërs is so 'n boek wat baie kosbaar is, prakties is, wonderlik is. En in Efesiërs is daar seker een van die kosbaarste gedeeltes geskrywe vir die kind van God wat staan in hierdie stryd waarin ons gewikkel is, 'n worstelstryd. En u almal ken Efesiërs 6, die pragtige gedeelte, die uitdagende gedeelte van die wapenrusting. Maar nou gaan ek u teleurstel. Ek gaan nie die wapenrusting behandel nie. Dit is net te intens en te omvangryk om te probeer om van die borswapen van geregtigheid tot heel onderuit by die swaard van die Gees in een boodskap te hanteer. Dit is onmoontlik. Ek gaan nie reg laat doen aan die skrif nie. Maar ons gaan 'n saak hanteer, soos die Here dit op my hart gelê het met u, maar kom ons lees saam uit Efesiërs 6 vanaf vers 10. Eindelik my broeders, susters, jongeres, hy praat met almal, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en hoornou, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. En is mooi wat nou kom. Julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Baie dankie. Glo ons dit, dat die Bybel sê dat jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Net die skild van geloof. Dis wat, dis so intens, ek sal dit so graag met u behandel, maar dit sal kom op 'n stadium, miskien op 'n ander reeks wat u in die gemeente doen, of iemand dit behandel. Neem aan die helm van verlossing, die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En hou nie op nie, wapenrusting, hou nie op nie, hy gaan aan. En eindelik sê hy, terwyl jy met al hierdie dinge besig is, die borswapen en die helm en die skild van geloof, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Net tot daar mag die Here sy woord in ons hart seën. Nou die boek Efese is geskrywe vanuit Rome. Paulus is in Rome 2 jaar in die tronk. Nou, ek lees dit in die Bybel nie, ek kan maar net dink, jy kan mos net maar vir jou indink in 'n Romeinse tronk, wie is die bewaarders wat hom gaan bewaak? Niemand anders as Romeinse soldate nie. En hy het hulle vir 2 jaar lang was Paulus tussen Romeinse soldate. Hy het hulle elke dag gesien, en ek gaan nou maar myself inleef in 'n situasie en gaan saam met my. Hy het hulle gesien aantree, die wagte, die soldate. En hy het gesien hoe dat hulle uitgaan om te oefen.
en sterk te word en fiks te bly en kragtig te word, en dalk was daar lekker oefeninge wat hulle gedoen het, en hulle het sterk geword om daardie skilde wat hulle moes dra, om die swaard wat hulle moes hanteer, om dit te doen moes hulle kragtig gemaak word en sterk gemaak word. En Paulus sien hulle. Hy sien hoe dat hulle hierdie wapenrusting aantrek. En dit inspireer hom om vir die kinders van die Here daar in Efese te skrywe oor hierdie ding wat hy sien, hoe dat hierdie Romeinse soldate absoluut hart en siel in hulle soldaatlewe is. En hy sê vir hulle, hoor hoe begin hy, eindelik my broeders, word kragtig in die Here, en hy sien daai soldate, man, dit is net ongelooflik om te sien hoe hulle oefen om sterk te bly, en nou ja, en die Paulus, en hy skryf die wapenrusting. Maar weet jy, die boek Efesiërs is eintlik wonderlik as Paulus in hoofstuk 1, 2, 3 vir die kinders van die Here skryf, wat het met jou gebeur daardie dag toe jy by die Here uitgekom het. En hy begin daardie hele aanbieding van hom met die pragtige woorde, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos ons in hom uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek. En nou ja, daar gaan Paulus aan. Hy doen dit in hoofstuk 2 dieselfde. Hy sê vir hulle, wat het in hulle lewe gebeur, wat het daarby gebeur, in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered. Ons ken daardie verse, en hy beskryf vir hulle in hoofstuk 3 dieselfde nog. En in hoofstuk 4 begin Paulus vir hulle so 'n bietjie na die praktyk toe vat. En hy begin praat oor wandel en om die Here te verheerlik. Jy kan dit lees, hoofstuk 5, aangrypend, hoe hy met hulle praat rondom hierdie navolgers van God, wandel in liefde. En pas op dat julle nou gesê het, wandel nou ja, en hy sê, koop die tyd uit, ek wil nou by 'n punt kom. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, ouens, maar verstaan wat die wil van God is. Julle is weergebore. Dis wonderlik, dis die wil van God vir julle gewees, maar die wil van God gaan verder. Verstaan wat die wil van God is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. En hy skryf hierdie woorde aan hierdie gemeente. Maar word met die Gees van God vervul. Daardie praktiese wandel wat hy beskryf van hoofstuk 4, vers 1, deur hoofstuk 5, deur hoofstuk 6, sê Paulus, luister, hierdie dinge sal jy nie anders kan leef of doen, as daar nie 'n punt in jou lewe gekom het, waar jy vervul is met die Gees van God nie. En ons kry die tendens vandag baie vinnig, dat mense gryp na die wapenrusting, en sê, jong, ons moet wapenrusting aantrek, ons moet hom elke dag aantrek, maar luister, kom ons sê dit vir mekaar, as jy nie by Efesiërs 5 vers 18 stil gestaan het, en het dit gerealiseer in jou lewe nie, sal jy jou nie wil bemoei met die gordel van die waarheid nie. Want jy gaan met die waarheid moet omgaan, en die waarheid moet wandel, en die waarheid moet leef, en as ek Romeine 8 verstaan, dan sê hy daar vir ons, die vlees gaan dit nie wil hê nie. O nee, hy sal hom nie wil onderwerp aan die waarheid, hy sal hom nie wil onderwerp aan God nie, daarom moet daar gehandel moet word met die vlees, en jy vervul word met die Gees, sodat jy dan die gordel van die waarheid na ware kan aansit. Jy sal nie jou kan bemoei met die borswapen van geregtigheid, as jy nie vervul is met die Gees van God nie. Want die vlees sal nie geregtigheid wil doen nie. Hy sal nie reg voor God wil lewe nie. Hy kom in opstand daarteen. Hy moet met hom gehandel word. Jy moet met die Gees vervul word, en dan sal die borswapen van geregtigheid vir jou 'n belewenis wees, die skoene aan jou voete, vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die vlees gaan sê, nee, ek is moeg, ek is lui, ek is nie lus nie. En hy moet afgelê word. En jy moet vervul word met die Gees, en jy is bereid vir die evangelie van vrede. Nou, dit het 'n mooi betekenis, maar ook bereid as iemand by die evangelie van vrede na jou toe kom, om dit in ontvangs te neem. Want die evangelie is nie net redding nie, dis 'n volle verlossing. Nou ja, maar kom ons gaan aan. En dan, wat van die helm van verlossing? Die swaard van die Gees. Ek is baie jammer, maar jy sal dit nie kan hanteer as jy nie vervul is
met die Heilige Gees van God nie. Want dan kry die wapenrusting vir jou betekenis. En dit lewe vir jou. Nou ja, as soldaat, ons het nou gesê, ons het gekyk na ons omstandighede, ons het gekyk na die vyand, ons moet bietjie na mekaar kyk as soldaat, as kryger van Christus, om hierdie vyand aan te vat. Hoe lyk jou krag vanmôre? Waar kry ek krag? Hoe gaan ek sterk bly in die hele saak? Hoe lyk my toerusting? Hoe lyk die wapens van ons stryd? As die vyand so 'n arsenaal van vurige pyle het wat hy afvuur op die kinders van God, wat ons wel deur die skild van geloof kan uitblus. Wat het ons as kinders van God om dan in hierdie stryd 'n wapen in ons hand te hê? En ek gaan dan net twee hanteer, die sterkte, die krag van die kind van God, maar dan ook die wapens van ons stryd. Ek gaan nie kan kom by jou toerusting wat die wapenrusting is nie. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 6 vers 10. Eindelik, hy vat dit so mooi saam, as hy sê, broeders, as ek alles moet saamvat, eindelik word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En die vervulling met die Heilige Gees stel jou in staat om daardie woord in die woord van God te ervaar, te beleef, om kragtig gemaak te word. En ons, as ons die woord so op sigwaarde moet beskou, nou ja, ons weet nou al gehoor van eksegese en hermeneutiek om die woord reg te verklaar en in sy konteks te sien, maar baie keer sê ek, op sigwaarde, as ek hom vinnig lees soos dit daar staan, is dit duidelik vir ons, dat die kind van God nie maar net in sy eie krag of in sy eie vermoëns of met jou klomp geestelike ondervindinge wat jy al kan opnoem wat jy deurgegaan het met die Here, nou kan sê, wel ek is seker sterk genoeg om dan maar in die geestelike stryd te gaan staan en in die vyand aan te vat. Nee, luister, moet dit nie in eie krag probeer nie. Jy kan nie toetree en betrokke raak by die oorlog in jou eie krag of jou eie ondervindings nie. Vers 10. Eindelik my broeders, moet eindelik in die oorspronklike taal so klink, word sterk gemaak in die Here, vind jou sterkte in hom. Word sterk gemaak in die Here. Onthou nou wat sien Paulus, hoe daai soldate oefen en hardloop en nou ja, in ons taal het hulle push-ups gedoen en ons het sterk geword om die laste van oorlog te kan doen en te kan dra. En ek kan maar net indink hoe dit in sy hart geleef het, om voortdurend in hierdie stryd te staan. Maar weet jy wat, die werkwoord waarin hierdie teks geskryf is, eintlik broeders, word kragtig in die Here, sê hulle dis in die voortdurende tyd geskryf, word elke dag sterk gemaak. Dag vir dag. Nie eenmal 'n week nie. Wanneer ek nou Sondag kerk toe gaan, en dan vat ek die Bybel en dan gaan sit ek en ek luister na die woord en die res van die week is daar nie so iets in my lewe nie. Die Bybel sê, word elke dag sterk gemaak in die Here, dag vir dag. Is daar 'n ander vers in die woord waaraan u kan dink wat ook praat van gaan net die helfte sê, word dag na dag vernuwe? Kan jy onthou van daai woord? Die innerlike mens word dag na dag vernuwe. Die innerlike mens word dag na dag sterk gemaak. So, daarom is dit so noodsaaklik dat ons as soldate, as strydgenote, dat ons elke dag met die Here tyd spandeer, dis so van kardinale belang, om daardie oomblikke te hê wat ek my afsny van alles en almal. Ek het die voorreg om in 'n studeerkamer in te gaan en 'n deur toe te druk en sê, moenie steur. Nie almal het daardie voorreg nie. Daar's manne wat vroeg moet uitgaan. 4 uur moet opstaan om weer betyds by die werk te wees, vanaand laat terugkom. Hoe kry ons dit reg? Nou ja, daar moet ergens in jou dag 'n plekkie ingeruim word,
om sterk gemaak te word. Verkieslik is dit vroeg in die môre, om voor die Here te kom, en te buig voor die Here, en ek lees hier die woorde. Daar sonder daai sterk maak, is die prediker kragteloos. Nou, ek wil net hoor, waar sit meneer McLeod vanmôre in die diens? Waar is hy? Hy het gesê, meneer McLeod het gesê, hierdie woorde. Nou het ek my woord hy verloor. Hy sê, vat my stilte tyd van my weg, en ek het niks om te deel met my mense nie. Daardie oomblikke, daai tyd wat jy met die Here spandeer, sonder dit is die prediker kragteloos. Sonder dit is die sendeling nutteloos. Sonder dit is die kinderbediening personeel sonder invloed op die kinders. En jou getuienis leë woorde. Vind tyd om sterk gemaak te word. Nou ons ken die doelgerigtheid. En wat kom is die passie van byvoorbeeld 'n atleet wat sukses wil maak op die atletiekbaan. Ons ken die passie van 'n pianis wat wil op die in die konsertsaal gaan sit en 'n foutlose uitvoering lewer van 'n pragtstuk op die klavier. Wel, ek ken dit so goed, ek gaan dit sommer net Saterdag speel. Of, ek gaan in 'n atletiek byeenkoms deelneem, ek het nou nie veel geoefen nie, maar ek is mos nou 'n goeie atleet. Ek is baie jammer vir daardie een. Wat maak dat daardie pianis 'n foutlose uitvoering lewer aan die mense en 'n staande toejuiging kry? Wat maak dit? Ek het net een sin, die ure in die geheim geoefen. Die atleet, die ure in die geheim geoefen om daardie wedloop te loop en dan die prys te behaal. So, ag, liewe kind van God, luister. Nou ja, wat ons daardie tyd vind, of dit in jou kar is, of dit in die binnekamer is, of ergens in jou huis is, of hoe ook al, maar maak vir jou tyd. En nou het ek dit ook gedeel in hierdie dag, en hou daai tyd so stil as moontlik. Want as jy nou, ek gaan nou maar net hierdie as illustrasie gebruik, as jy nou hom saamvat, en die langs jou neersit, dan moet jy maar weet, jou stiltyd is verby. Want die selfoon beheer ons tye, wanneer ons ingaan in ons binnekamer. Hy sê net, dan is hy in my hand. Hy maak net 'n geluid, dan reageer ek. Los hom ergens. Maar kry jou krag by die Here. Om eindelik, my broeders, hierdie woord laat waar word kragtig in die Here. En dan is dit baie interessant, dat hierdie gedagte van voorwaarts, wat het hulle gesê daai tyd? En nie gaan ons gaan nou die vyand aanvat, en ons gaan oorlog voer. Ek sien dit nie in die woord nie. Ek sien dit nie by die wapenrusting nie. Wat sê die woord vir ons? Hy sê net, luister, kinders van die Here, staan dan vas. Hoekom sê hy net staan vas? Jy staan klaar op die grond wat God jou gegee het. Jy staan klaar op oorwinningsgrond. Jy staan op die grond van wedergeboorte, vervulling, heiligmaking, seëninge. En daarom is dit die vyand wat jou wil beroof. Die vyand wil jou wegkry uit daardie seën wat die Here gegee het. Hy wil jou beroof van elke deel van jou geestelike lewe. En die woord sê, staan dan vas. Al wat jy moet doen, en jy sit met die wapenrusting aan. So, jou bekragtiging lê in jou gemeenskap, en jou ontmoeting elke dag met die Here. Nou, daar kan nog baie gesê word oor so 'n tyd, 'n sinvolle stilte tyd saam met die Here, en die woord, maar ons gaan dit nie dan kan doen nie. Kom ons kom by die wapens van ons stryd. 2 Korintiërs 10, as jy dit vinnig wil oopmaak, en kom ons lees net 'n gedeelte daarvan, 2 Korintiërs, die 10de hoofstuk, baie van u ken dit,
Maar Paulus skryf 'n baie koslike gedeelte daaroor as hy sê vanaf vers 3. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. Hy sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, so ons is in hierdie liggame, in hierdie lewe, besig met die dinge van die Here en ook die stryd, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar, hoor nou, kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En dan gaan hy verder, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Wat 'n verantwoordelikheid om dit te doen wat die woord van God hier sê, die wapens van ons stryd. Nou ek gaan vanoggend stil staan by hoofsaaklik net 2 wapens. En eintlik dit maar net kortliks met u behandel, sodat u dit kan saamneem en u gaan bedink en, nou ja, 2 wapens, wat die Here ons as kinders van God gegee het, vir die kerk gegee het, vir ons in ons huisgesinne gegee het, wat ons kan gebruik, en ek wil nie sê kan gebruik nie, moet gebruik, in hierdie stryd waarin ons gewikkel is, die worstelstryd teen die vyand. En die eerste is natuurlik, wat ons lees in die wapenrusting, die swaard van die Gees. En ons weet die beskrywing daarby sê, dit is die woord van God. Nou kyk nou net, ons het gister gepraat oor die woord van God, as kommunikasiekanaal tussen God en ons. Hy praat met ons deur sy woord. Nou kom die woord en hy sê, dieselfde Bybel, dieselfde woord is ook 'n wapen in jou hand, sê Efesiërs 6:17, en neem aan die swaard van die Gees. Ai man, as ek hierdie woorde lees, dan dink ek so terug aan daardie dag toe ek as jong man aangemeld het in Pretoria, en hulle ons geleer het om oorlog te maak. Jy het al jou uitrusting gekry, jy so 'n bietjie in basies in, en 'n smaak gekry van wat dit is om soldaat te wees, en al die ander dinge af te skud wat jou keer, en wat vir jou belemmer om soldaat te wees, wat hulle sê, wat jy in die civic wêreld aangeleer het, ons gaan dit uit jou uitkry. Nou ja, om jou 'n soldaat te maak. Nou ja, dis eintlik mooi toepassing ook, net dat die Here werk met al hierdie dinge wat die vlees in jou lewe ingebring het en jou so lelik gemaak het. Ons gaan daai dinge hanteer om jou 'n volwaardige soldaat te maak. En weet jy, ons is in die basies in, en een dag gaan daar so 'n rilling en 'n rumoer en 'n roemer deur hierdie peloton in ons hele company. Want ons gaan wapens stoor. Daar staan jy by die wapenstoor en een vir een gaan jy in. En jy kom staan voor die samoeur wat vir jou by die wapenstoor ontvang. En hy sê vir jou, magnommer. En jou naam en alles, en hy skryf neer. En die volgende oomblik kom daar 'n R1 hier van agter af. En hulle druk daai R1 so in jou hand. Nou kyk, as 'n jong seun wou ek altyd gesien het hoe lyk 'n masjien geweer. My neef was op 'n bevelstasie ergens hier tussen ons in Zimbabwe, en as ons gaan kuier, ek wil net sien hoe lyk 'n masjien geweer. Nou dit was toe R1's daai tyd nog. Maar hier druk hulle 'n R1 in ons hande in. En ek staan met daai R1 in my hand. En ek sê vir my, soos die kinders altyd sê, ek staan met 'n regte masjiengeweer, dis myne, in my hand. Wat 'n pragtige wapen. En die opleiding om daardie R1 in wapen te hanteer, was intensief. Want ons moes leer om ons wapen te hanteer. Ons moes leer om ons wapens te versorg. En ek het dit nou die dag genoem. Jy het met hom gaan eet, jy het met hom gaan slaap, jy het met hom geloop, en jy moes hom heeltyd by jou hou, want hy is jou verantwoordelikheid.
Ek onthou een keer in 'n klaskamer situasie, ja, ons sit in die klaskamer met hulle R1's. Dan moet ons hom uitmekaar uithaal. Nou van julle manne wat in die weermag was, weet, jy knak hom, die ronddeksel, die muis, al die dinge haal jy uitmekaar uit. En hoe vinnig kan hy weer mekaar sit? Dan blinddoek jy hierdie man. En ons doen dit dieselfde, ons haal hom uitmekaar uit. Hy moet dit kan doen, want as hy op die slagveld is, mag hy nie wonder of aarzel rondom my geweer nie. Ek moet weet, dis hoe ek, dis wat die storing is, en ek moet dit kan hanteer. Die opleiding was intensief. Jy moes 'n meester wees in die hantering en die gebruik van jou wapen. Paulus sit in die tronk. Wat sien hy? Die Romeinse soldate, die dag het aangebreek, dat hy ook die swaard in sy hand kry. En hy moet opleiding kry in hierdie swaard. Hulle moes meesters wees in die gevegskuns met swaard. En ek wil dit nou maar so uitdruk, ek is nou maar prakties rondom dit, en hy sien hoe dat hulle met die skild in die een hand en die swaard in die ander hand, wat doen hulle? Keer en steek, keer en steek, keer en steek. Hulle oefen dit oor en oor en oor, want in die oorlogssituasie mag hy nie wonder, mag hy nie aarzel nie, dis net keer en steek. Nee, en hy skrywe vir ons daaroor. Jy die swaard van die Gees, kind van God. O, luister, is wapen van ons stryd, wat met presisie gehanteer moet word. Met presisie, ruimte vir aarzel. In die tyd waarin ons lewe, daar's nie ruimte vir om te aarzel nie. Om te twyfel, as hulle vir jou sê, as jy dit sê, waar lees jy dit in jou Bybel? Nou vra jy my vas. Nee, kind van God. Nee, ons leef in 'n tyd dat jy dit nie kan bekostig in die geestelike stryd waarin ons gewikkel nie. Nee, jou behoud lê hier om jou wapen, die swaard van die Gees, met presisie te kan gebruik. Dit vat oefening, oefening, oefening. Jy lees die woord, en jy lees die woord, en ek beskryf hier, jy bekyk die woord, jy bedink die woord, jy oordink daai woord, jy's weer by hom, jy staan stil daar, jy vra die Heilige Gees wat dit beteken, en dan is dit so kosbaar vir jou, jy begin 'n behoefte ontwikkel om daai gedeelte wat jy mee besig is, te memoriseer, jy kry hom in jou sisteem in, dat wanneer jou Bybel fisies nie by jou is nie, kan jy vir daardie ou sê, maar weet jy wat sê die woord vir ons? Ek gaan nou maar bly hier. Eindelik, my broeders, wees kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die Bybel sê vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Iemand kom en hy vra vir jou, jong, julle praat van hoop, julle lot Christene. Waar lees jy is van hierdie hoop? Dan weet jy 1 Petrus 1:3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dode. Hoor nou, sodat ons 'n onverganklike, onverwelklike, onbesmette erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word tot daardie dag, wat die saligheid gereed is om geopenbaar te word. Maar my vriend, weet jy wat? Die Bybel sê, daarom verheer julle jou. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, maar wat vergaan, maar wat deur vuur gelouter word, julle geloof bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van ons Here Jesus Christus. Ekskuus my, en jy het vir hom gegee. Wat het jy gedoen? Jy het jou swaard met presisie hanteer, en hierdie ou sê, wil daai hoop hê, jy moet my help. Is nie tyd om te aarzel nie, nee, om die woord van die waarheid reg te sny. Weet jy wat is ons probleem? Ons weet nie wat dit staan nie, ons het so in die Parelgemeente, so eindelike spot gehad in die bidure tyd, ek's baie lief om, wanneer ons 'n koortjie sing, is dit waar staan dit in die woord.
As ons nou bijvoorbeeld so, kies die koninkryk van God, julle het dit ook gedoen, iemand het dit gedoen, of ander liedere wat ons sê, ken hom in al jou weet, waar staan dit? Dan sê hulle, ergens in die psalms. Ons weet nie waar staan dit in die woord nie. Ons kan nie ons wapens met presisie gebruik nie. Ons weet nie wat daar staan nie. En weet jy wat, ons quoteer die woord verkeerd. En 'n verkeerde quotering van die woord kan heeltemal 'n ander betekenis gee aan 'n gedeelte. Of, ek weet nie om die woord te gebruik nie. Kinders van God. Nou ja, ons het 'n prediker geken, julle het hom baie goed geken. En hy sal nou so maak. Shine on you. Shine. Omdat ons die woord van God nie ken nie. Maar ons wil oorlog voer. Ons wil die wapenrusting aantrek, dit as so lieflik. Nee, ons moet die woord ken, dit is so tragies, dat ons so 'n kragtige wapen het. Maar ons kan dit nie gebruik nie. So, en toe verkoop hulle nog seker polystyreen uitdruksels van jy sit hom daar teen jou muur. Ek het een gehad, is pragtig. En is dan al ons die woord hanteer. Kyk net daar, dis die woord, maar dis pragtig, is al wat ons ken van hom. Dink julle nie, dis tyd dat ons wapens moet leer hanteer nie. Gaan slaap met daai teks, staan op met daai teks, maar kry hom in jou hart. Leer hom. Dis kosbaar. Dan moet ons hulle almal onderwerp aan die Bybelskool se teksmemoriseringskursus. Wat is die eienskappe van hierdie wapen wat u en ek in ons hand het, wat die Here vir ons gegee het? Wat is die eienskappe van hierdie? Hy is nie net 'n kommunikasiekanaal nie, hoor. Die woord van God is lewendig en kragtig. So moenie dink jou roeping gaan vervlou. Ek gaan hom so 'n bietjie dodelik, dalk gaan hy weg nie. Die woord van God is lewendig en hy is in staat om lewendig te hou en te bly. Lewendig, kragtig. Hebreërs 4. Hy is nog ver, hy is skerper as enige tweesnydende swaard. Wat wil jy meer hê? Sy eienskap. Hy is 'n gevreesde wapen, die woord van God. As jy wil praat van cutting edge, 'n tweesnydende swaard. Wat deurdring. Jy kan hom net gebruik, hy sal deurdring tussen siel en gees, gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van ons harte. Dis die woord. Dring deur. Hy gaan indring, hy bring skeiding. Maar weet jy wat sê hy nou? Die woord van God is nuttig, want hy is deur God ingegee. Waar wil ons meer hê as hierdie wapen wat direk uit die hart van God kom? Hy is deur God ingegee. En dan sê die woord, hy is nuttig. Dit beteken, dis die hoofbron van lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid, sodat jy en ek, mens van God, volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. Ja, man. En dan word hy vergelyk, ek gaan nie twee noem, hy word vergelyk met 'n vuur. Hy gee lig, hy brand, hy reinig. Hy word vergelyk met hamer, is my woord nie soos 'n hamer wat die rots vermorsel. Ons het gehoor van hy graniet, is God se woord. Soos 'n hamer, en uiteindelik breek daai rots. Daai granietrots. Kan ek vir u vra? Is daar bewondering in jou hart vir die regte, egte Bybel in jou hart? Vir die swaard wat God jou gegee het om te hanteer in hierdie oorlog. Ken jy jou swaard, die potensiaal van jou swaard? Miskien moet jy vanmôre doen wat, en ek wil u vra, vat hierdie Bybel in jou hand vanmôre en buig voor die Here, sê Here, dank vir hierdie Bybelboek en maak dit vas in jou hart. Dis ons wees. En dan gaan ek nou oor na die ander wapen toe. Nou, dis net ongelooflik wat die woord sê, terwyl jy by elke geleentheid, wat jy besig is met die wapenrusting, terwyl jy by elke geleentheid
met alle gebed en smeking by elke geleentheid, bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding. Hier kom 'n aanhaling wat ek lees. Nou hierdie een is nou korter, maar hy is kragtig. Net so kragtig. Gebed is 'n fundamentele oorlogsaktiwiteit. Dit is die wyse waarop die kinders van God, gemeentes, die kerk, onophoudelike aanvalle kan loods. Gebed ken geen afstand nie. Jy kan bid vir die kinders van God in Israel en Sirië, waar hulle vra. Ons kan vir hulle bid. Gebed ken geen afstand nie. Dis 'n fundamentele oorlogsaktiwiteit. Kan ek vir u nog 'n aanhaling gee? When the church gets so fussy about her work that there's no time for communion with God, the world looks on and smiles at her, helps her with her bazaars, and stays away from her prayer meetings. Restraining prayer, we cease to fight. Prayer makes the Christian armor bright. Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Met alle gebed en smeking. Nou hierdie smeking is 'n baie sterk woord. Jy kry hom in Hebreërs 5 vers 7 ook, waar die Here Jesus van hom geskrywe word dat hy in die lewe wat hy geleef het met smeking, met sterk geroep en trane aan hom geoffer het. Net so klein stukkie gordyn weggetrek. Wat ons lees, wat die Hebreërs skrywer sê, as ons sien, hy eendag gegaan om te bid. Smeking, sterk geroep, trane aan hom geoffer. En hierdie woordjie smeking kom weer voor hier in, terwyl hulle met alle gebed en smeking. En ek kan dit net so omskryf. Wanneer ons as kinders van God die wapenrusting aan het en ons is besig, sal jy en ek bid met oorlogsdringendheid. Dis maar 'n woord wat ek gebruik. Oorlogsdringendheid. 'n illustrasie. Dit was so in standaard 9 matriek. Toe vat die onderwyser wat in beheer was van die kadettekorps ons op 'n kadetkamp. Hier ergens in die Noord-Transvaal het hulle 'n plaas, 'n boere, een van die dokters in die dorpe, 'n plaas gehad en ons is op pad soontoe, maar wat vir ons gesê word, ons lê op die grens tussen Suid-Afrika en destydse Rhodesia. En toe ons aankom sê hulle vir ons hierdie ding, en hulle het spore gekry van ouens wat oor die grens gekom het. Nou, sê dit nou vir 'n klomp skoollatte, wat in army klere gaan 'n kadetkamp hou, ons moet so versigtig wees, want hulle het spore gekry van terroriste wat oorgekom het van Zimbabwe af. En hierdie offisier, hierdie meneer of offisier van ons in die boer, reël 'n skynaanval op ons. Dat iemand nie 'n hartaanval gekry het, is net vir my net, ek kan dit nie glo nie. Hulle het met 'n R1 kan blanks opskiet. Jy sit net 'n toestelletjie voor in sy loop vas en dan kan hy blank skiet en hy kan dan outomaties ook skiet en dit klink so erg. Nou hulle het net een gehad en dan het hulle 'n paar, nou gaan ek 'n woord gebruik, ek moet nou nie skrik as ek dit gebruik nie, maar dis weermagtaal, 'n paar donderbuise gehad. Wat hulle dan ook gebruik in opleiding, as jy nou kruip en jy's deur daai nette, dan vat hulle hierdie, dis soos 'n cracker, maar 'n groot cracker. En hulle laai hom en hulle gooi hom daar tussen ons. Dan skiet hierdie ding, maar jy moet kry. En hulle het 'n paar van hierdie donderbuise gehad. Maar saam met my op hierdie kamp was ook 'n mannetjie met die naam van ou Bekkertjie. Dit was sy vang. En Bekkertjie was 'n baie stil ou kereltjie. Kyk, niks kom hom beweeg. En hy saam op hierdie kadetkamp. Maar mense daai aand, toe daai eerste skote klap van daai R1 en daai donderbuis gaan af hier naby ons. Ons het 'n loopgraaf gehad, net nie so sloot. En hulle sê, as daar iets gebeur, almal in die sloot. Nou, ek was ook daar in die sloot. En die volgende oomblik, lang ou Bekkertjie hier langs my, hierdie doodkalme seentjie wat, jy hoor hom byna nooit. Maar ou Bekkertjie is op sy knieë langs my, sê, o Here, hou net
u hand oor ons, dat ons hier veilig sal uitkom, Here, ek roep tot u. Weet jy wat? Skielik toe bid ou Bekkertjie met oorlogsdringendheid. Ek het nie geweet dis 'n skynaanval. Maar kom ek sê vir u, wat ek wil toepas, as ons kyk na die tydsomstandighede, waarin ons leef, het ons nodig om weer met oorlogsdringendheid te begin bid. Vir die kerk, vir ons gemeentes, vir siele, vir ons families. Nou sien ek die gebedskamers by die kerke word mooi ingeruim. Sagte kussings, koffieplekkie daar. Ek was in my weermag daar by die opskamer betrokke en heen en weer en met die manne daar voor op die grond. Daar was nie tyd vir koffie. En goed, dit was 'n war room. Nie sagte kussings en goed, jy was besig om die dinge te doen. En weet jy, dis waar ons probleem lê. Ons bid. Ek wil net vir u gou iets wys. Ons bid, dan sê ons, ag Here, u kan maar vir ons 'n nuwe stuur. Ja, Here, dit sal wonderlik wees. Maar as daar gebedsoorlogsdringendheid in ons hart is, Here, kyk ons kerk, Here, kyk hoe lyk ons gemeentes, kyk Here, die siele, Here, ons bond, Here, ons roep tot God. Nee, bid met oorlogsdringendheid. Ek wil net iets getuig ook. In hierdie tyd wat ons nou deur is met ons kleinkind, Emma, almal weet van Emma, wat 'n breintumor, hulle ontdek 'n breintumor, en dit verpletter ons. En die kinders is verpletter, en ons is af Kaap toe. Maar weet jy wat vir ons ongelooflik was? Is om van alle oorde, het die kinders van God gereageer om saam te bid. En ek wil dit noem dat u daardeur geloof in u hart sal ontwikkel, om wat die krag van saam bid is. Mense wat ons lank al vergeet het, stuur en sê, Rudy en Elna, ons bid saam met julle, gebedsgroepe van ander kerke, reg oor, ek wil sê, duisende het saam gebid, en ons as familie het net gesien hoe 'n wonderwerk voor ons oë afspeel, van die oomblik wat sy by die MRI scans was. Dit was die maandagoggend, in die Rooikruis Kinderhospitaal, die volgende oggend in die teater, breinoperasie, woensdagoggend uit, vrydagoggend sit sy reg op in die kop. Ek was bang die mense dink ons fake wat ons vir hulle sê. Ons het een wonderwerk voor ons siel afspeel. Maar in die hele proses van saam bid, het ek 3 dinge baie spesiaal opgemerk. En die heel eerste was, daar was 'n gesamentlike nood, waarvoor die kinders van God gebid het. Die tweede een, daar was 'n desperaatheid, 'n oorlogsdringendheid, om te weet, dat as u nie iets doen nie, is dit verby met hierdie kind. En dit het die disippels ook gehad in Handelinge 1 vers 14. In gebed en smeking, eendragtig het hulle volhard om te bid, sê Here, as u nie vir ons iets doen nie, ons wag hier in die bokamer, maar Here, as u nie vir ons iets doen nie, Here, dit is klaar met ons. Hulle wil ons doodmaak hier buite. En die Here sê, bly daar, wag totdat julle toegerus is. En dan die derde een, wat ons opgetel het, wat ek in my eie gemoed, daar was 'n gebrokenheid. Ek kom die Sondagoggend by die kerk waar my seun aanbid, en hy sit hier in 'n klankkamer, en hy moet nou vir die gemeente gaan vertel die nuus. En toe ek daar instap, is daai kind in stukkies. Here, dis my kind, Here. Dit kan nie wees nie. Hy stikkend, soos ek hom nog nooit gesien het. Ons ouer harte, oupa en ouma harte is stikkend. Daar's 'n gebrokenheid. En ons het net hierdie wonderwerk sien afspeel, as ons die Here sê, staan een kant. Jy hoef niks te doen. Ek sal werk. Weet jy hoeveel geloof? Het ek in my hart gewerk om te sê, kom ons bid so vir die kerk. Kom ons bid so vir geroepenis. Kom ons bid so vir die AEB in die pad wat voor lê, met 'n gesamentlike nood.
Die nood is daar, ons sien dit, ons hoor dit, ons moet aangaan. 'n desperaatheid, Here, as U dit nie gaan doen nie, dit is klaar met ons, en dan 'n gebrokenheid. Here, dit is ons bond. Here, dit is ons beweging. Wat gaan ons doen? Dit is my familie, Here. Dit is ons kerk, dit is ons gemeente, Here. Ons mis dit. Mag die Here ons help om in hierdie oorlog waarin ons gewikkeld is, die wapens van ons stryd te gebruik. En God sal sê, staan een kant. Hy sê vir Josafat, staan een kant. Jy hoef niks te doen. God werk. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Dierbare Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie kosbare boodskap. Here, dankie dat ons hierdie boodskap vanoggend kan hoor en uitgedaag kan word, Here. Maar Here, soms kyk ons na die pad vorentoe en ons kyk na die beginsels wat ons nou gehoor het, Here, maar om as Christen in krag te lewe, Here, dan kyk ons terug en ons sê, Here, maar hoe? Ek het al soveel keer gemisluk al. Soveel keer geval hier en hierdie en daai kant, Here. Maar Here, een ding weet ek verseker, Here. Soos terugkyk in die verlede, lyk dit dalk donker, lyk dit dalk moeilik. Maar een ding weet ek, Vader, is dat Here, as ons na U toe kom in hierdie tyd en sê, Here, ek weet nie hoe. Ek kan nie self, maar ek weet U kan. Here, ek sê dit vandag, ek weet U kan help. U kan help om daar waar die gebedslewe dalk nog swaar trek, help ons om te versterk in dit. Waar die woord nie meer baie keer sterk in ons eie lewens staan, Here. Help ons, Here, om dit ons liefde te maak, Here. Maar Vader, die stryd is groot, maar sonder U kan ons nie. Sonder hierdie beginsels, Vader, is dit nie moontlik. Ons vra vandag, help ons. Dankie as U na U toe kan draai, Here, die al vertrou. In Jesus naam bid ons dit. Dankie, Here. Amen.